As ek vir jou moet vra, wat is die einddoel van jou geloof? Wat sal julle sê? Wat sal julle antwoord? Baie sal sê, die einddoel van ons geloof is om hel te mis en hemel te haal. Maar wat is die einddoel van ons geloof in hierdie bediening? Wat is die einddoel van my en jou geloof? Kyk gou wat sê 1 Petrus 1. En ons begin sommer daar vanoggend. Vandag se boodskap, die sleutel tot heerlikheid, deel 7 van hierdie reeks van ons. Wat is die einddoel van jou geloof? Wat is die einddoel van ons geloof? 1 Petrus 1 vers 9. 1 Petrus 1 vers 9. En die einddoel van julle geloof is om die saligheid, die redding, die versadiging van jou siel te verkry. So wat is die einddoel van my en jou geloof? Dis die saligheid van my en jou siel. Wat is jou siel? Jou siel is jou emosies, jou gevoel, jou wil, jou denke, en jou siel is in jou bloed. Jy geweet, jou siel is in jou bloed. Wat is die einddoel van ons geloof? Die saligheid van ons siel. Want jou siel bepaal, is jy, wandel jy in die gees, of wandel jy in die vlees? En die einddoel van ons geloof is die saligheid van my siel, sodat die Christus denke, geopenbaar kan word. Of ek en jy kan leef uit ons 5 sintuig denke. Ons kan leef uit ons 5 sintuig denke as 'n lewende siel, of ons kan leef uit die Christus denke, die ware jy van ewigheid af uit God gebore, en die ou wat dit bepaal, die dimensie van jou verstaan, jou weet, jou bewus, wat dit bepaal, is ons sielmens. Hoe verskriklik. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4 oor dit. Ons gaan nou aangaan hier so. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4 oor dit. 2 Korintiërs 4 vers 17 sê, 2 Korintiërs 4 vers 17 sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, sê dis net vir 'n oomblik. Die probleem is, baie van ons het tent opgeslaan daar. Vir baie van ons het dit ons lewenswandel geword, as gevolg van siel. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, omdat, sê saam met my, omdat ons nie let op die sigbare dinge, 5 sintuig dinge, omstandighede, situasies nie, maar op die onsigbare, die Christus denke, ewigheid. Waar is dit? In ons, die innerlike mens. Want die sigbare dinge, daai huis van jou wat oorspoel het, waar die water deur jou huis is tydelike dinge. Maar daai tydelike dinge kan maak dat dit nie 'n ligte verdrukking is nie. Ons slaan tent op en dit word vir ons 'n ewige verdrukking. Maar as ons let op die onsigbare, wat ewig is. Met ander woorde, van ewigheid af, voor die grondlegging van die wêreld, was jy alreeds in hom uitverkies. Nie jou en my vermoë nie, en dis die ware jy, die ware ek en die ware jy. Dit gaan afhang, wat is die einddoel van jou geloof? Is die einddoel van jou geloof die versadiging van siel, sodat ek leef uit dimensie die ware ek, of leef ek 'n wêreld
gebaseer op situasies en omstandighede, omdat ek in die vlees is en vyfsintig denke, omstandighede, situasies, my definieer en my waarde bepaal. Dis uit God se hand uit. Dis in jou eie hand. Halleluja. Kyk gou net vir interessantheid, wat sê Romeine 8 oor dit? Kyk gou wat sê Romeine 8 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 8 oor dit. Romeine 8 vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kyk op die bord. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, want as jy in die vlees is jy in opposisie met die ware jy, as die openbaarmaking, as die Christus. Hoe verskriklik, al sê ons vanoggend, halleluja, in die kerk. Hoe verskriklik. En ons kan nie die ware beleef ervaar, want wat so belangrik is, dit alles, ek gaan dit sommer hier doen, dit alles word geopenbaar, dit alles word geopenbaar in 'n vlees liggaam. Met ander woorde, die einddoel van jou geloof sal reflekteer, dit sal sigbaar word, het sy as die ware jy in 'n vleesliggaam, of as 'n vleesmens vyfsintig denke, en dit is die dood, mense. Want die dood is, Romeine 8 vers 6, dit wat die vlees bedink, is die dood, maar dit wat gees bedink, is lewe en vrede, die ware jy. Kan ek maar vra, ten spyte van situasies, ten spyte van omstandighede, beleef jy 'n vrede? Kan ek maar vra, ten spyte van situasies, ten spyte van omstandighede, beleef jy 'n lewe, 'n kwaliteit lewe, en waar ervaar jy dit? Waar beleef jy dit? Daarom kyk gou wat sê die derde brief van Johannes. Kyk gou wat sê die derde brief van Johannes, mense. Dit hang van ons af. Kyk gou wat sê die derde brief van Johannes. Die derde brief van Johannes. Kyk gou wat sê die derde brief van Johannes vers 2. Die derde brief van Johannes vers 2 sê, geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Dit is nie daardie miljoen rand in jou bankrekening nie. Dis nie daai nuwe Ford Rapture wat jou geluk gaan bepaal nie. Mag dit met jou goed gaan in alles. Sê saam met my alles. Moet ek sê halleluja of moet ek sê eina? Mag dit met jou goed gaan in alles. Mag jy gesond wees soos dit met jou sê siel, jou vark. Dis hoekom Jesus het gesê, dis wat uit jou eie hart uitkom. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart, nie uit jou man se hart, nie uit jou skoonseun se hart, nie uit wie of wat se hart kom jou lewe nie, uit jou eie hart, want die ewigheid is in jou eie hart as die ware jy. Wat red jou siel? Wat veroorsaak die versadiging van jou siel? Die ingeplante woord van God, die waarheid. Bepaal dit. Met ander woorde, ek kan dit gou vinnig opsom. Kyk gou wat sê Efesiërs 4, Efesiërs 5, en dan sê ek amen en dan gaan ons huis toe. Kyk gou wat sê Efesiërs 5. As ek dit moet vinnig opsom. Kyk gou wat sê Efesiërs 5. Ou Paulus sê in Efesiërs 5, sê Paulus, vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, of die liggaam, en hy is die verlosser van die liggaam. Wat beteken dit? Siel, wees onderdanig aan jou eie man, want hy is die verlosser van jou vleesliggaam as verheerlik.
God se tempel, God se woning vir ewig. As dit vir jou nie so is nie, sal liggaam, sal tempel, sal God se woning wat duur gekoop is, wat nie aan jou behoort of aan jou behoort nie, as gevolg van jou eie toestand, van jou eie siel. Dis nie meer in God se hand nie. Hy het dit volbring, is in jou eie hand. Is jou eie hand. Nou is die vraag, hoe word siel versadig, of wat beteken dit? Die einddoel van my geloof is die saligheid van my siel. Dit beteken, my 5 sintuig wêreld is so versadig met die Christus mens, die ware ek, dat ek uit hierdie identiteit uit beginne lewe, en ek leef nie vanuit omstandighede na my toe nie, maar ek leef uit die ware ek as die oortuiging van wie ek is, as die openbaarmaking, God in vlees, die Christus mens verheerlik. Hier staan hy. Gaan terug 1 Petrus 1 toe, ons gaan nou aan met vandag se boodskap. 1 Petrus 1 vers 9 gaan ek oorlees. 1 Petrus 1 vers 9. Ek het in die week het ek net gevoel, ek voel nie lekker nie, sommer koue koors, en ek het net besluit, ek gaan net toepas wat ek preek, wat ek glo, en ek gaan leef uit hierdie dimensie. En hoe meer ek my bewustheid, my realiteit, dit is as die manifestasie, die ware ek, hoe meer en meer het vleesliggaam begin sê, dis in ons hand. Of ons mors mekaar se tyd, en ons kon vanoggend in Chantel se huis gaan visvang het, met die vloede wat hier was. Kyk wat sê Petrus 1 vers 9, en die einddoel van julle geloof, om die saligheid van julle siele te verkry. Vers 10, aangaande hierdie saligheid, kyk op die bord, aangaande hierdie saligheid, wat beteken dit? Aangaande die verheerliking, die verlossing van 'n vleesliggaam, as God se tempel, as God se woning. Die evangelie, die ware evangelie gaan oor die verlossing van 'n liggaam, wat nie meer kan siek word of kan doodgaan nie. Kerk, hoor nou, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Hier's 2 groepe, hier's 'n hulle en hier's 'n julle. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wat is die openbaring van Jesus Christus? Hy gaan nie kom met 'n wolk nie, hy gaan verheerlik word, want hy is die hoof en ons is die liggaam in sy vleesliggaam. En nou sê hulle, en hulle praat met julle, van die lyde oor Christus. Nou ons weet die lyde oor Christus, ekskuus, ek gaan gou afbuk, die lyde oor Christus, weet ons, op die kruis, is dit as volbring. En ons weet, 3 dae later, weet ons, daar was die opstanding, ek gaan dit so maak, as die ware, as dit. Met ander woorde, en na dit, nou sê hulle, dit was nie vir hulle nie, ek gaan nou vir jou wys hoekom nie, en dan gaan ek ook vir jou wys hoekom ons dit vandag nie sien nie. Dit was nie vir hulle nie, dit was vir ons wat uitgekom het by, dit is volbring, 3 dae daarna, en daarna die heerlikheid. Met ander woorde mense, ons moes vandag
die heerlikheid beleef het. Ons moes vandag die heerlikheid ervaar het as die verheerliking van 'n vleesliggaam, die Christus denke, die ware jy, as jy die geesmens uit ewigheid gebore, die toestand van jou siel, gaan dit bepaal. Einddoel van jou geloof. Dis waar ons vandag moes gewees het, en dis waar ons vandag moes geleef het. Hoekom was dit vir hulle nie beskore nie? Want hulle het hier vanaf vir 40 jaar aangehou as die eindtyd, onthou julle, as die eindtyd, omdat hulle nie geglo het dit alles wat volbring is nie, en ons weet toe dit alles manifesteer as die einde, en na hierdie einde was dit die manifestasie, as die vervulling van dit is volbring. Nou moet jy mooi luister, ek en jy, in ons vleesliggaam, as sy tempel, as sy huis, as sy woning, duur gekoop, wat hy aan jou behoort nie, verheerlik hom met jou liggaam en met jou gees as identiteit beteken, dit alles wat volbring is, moet ek en jy as vervulling manifesteer, sigbaar in vlees. Dit beteken, as deur sy wonde jy genees is, deur sy wonde is jy genees, dit is volbring, dan moet daai genesing uit dimensie volbring, die vervulling wees in 'n vleesliggaam, ek word nie siek nie. As dit is volbring beteken, hy het namens almal die dood gesmaak, as ek en jy die vervulling van dit in 'n vleesliggaam, kan nie meer doodgaan nie. As dit nie so is nie, is ons iewers nog hier, en ons wag nog vir dinge, wat moet volbring word. Dis hoe kragtig die woord is. Wat beteken 3 dae? 3 dae beteken volkome, kompleet, 'n goddelike perfeksie en bevestiging. Met ander woorde, in 3 dae het hy als kom bevestig as die ware soos dit was uit ewigheid, as voor die grondlegging van die wêreld. En wat dit alles gaan bepaal, wat jy vanoggend gehoor het, is die einddoel van jou geloof, die saligheid van jou. Hoe verskriklik, maar hoe wonderlik. Met ander woorde, hulle het geprofeteer, dit was nie vir hulle nie, dit was vir ons. Sy lyde, die opstanding, die openbarmaking as die ware, en die heerlikheid daarna. Ons is 2025 jaar later, beleef ons die heerlikheid, sien ons die heerlikheid, nee, ons wag nog vir, sien julle hoe verskriklik is dit? Wat beteken heerlikheid? Met ander woorde, toe Petrus dit sê, dit was nie vir hulle nie, het Petrus dit gesê so 65 na Christus. Vir ons moes dit vandag so gelyk het, maar omdat nie so lyk is, omdat ons nou hier is, ons wag vir dit waarvoor hulle gewag het. So as ek en jy uitgekom het by waarheid, is die enigste manifestasie as die waarheid, 'n vleesliggaam wat dit sal openbaar, as verheerlik. Halleluja, mense, is dit nie fantasties nie? En die einddoel van jou geloof, die manifestasie as versadiging sal wees. Hoe gaan dit met jou siel? Here, hoe gaan dit met jou siel? Kan ek vanoggend vra, hoe gaan dit met jou siel? Want jou siel sal bepaal hoe dit gaan met jou vleesliggaam. As tempel, as woning, of is ons in oppositie met die ware? Dis verskriklik. Dis hartseer. Wat beteken heerlikheid? Die goeie insig en opinie van God aangaande jou. Heerlikheid beteken, dit is wie hy is, dit is die DNA van sy natuur, die gewig van sy belangrikheid, die glans van sy glorie, die demonstrasie van sy krag, die atmosfeer van sy teenwoordigheid, die uitdrukking van sy goedheid, die toestand waarin hy opgewek is as verheerlik.
Dis wie en wat ek en jy is, want ons is uit dit gebore as voor die grondlegging. Ons is die openbaarmaking, die sigbaar word as hy, as dit. Sê die Christus denke. Sê mevrou, wees aan jou eie man. Mevrou, wees aan jou eie man. Want daar's baie ander mans, daar's bekommernis, daar's 'n ander man spanning, daar's 'n ander man stres, daar's 'n ander man finansies, wat in oppositie is met die ware. Jessie, dit is eintlik so wonderlik, dit is eintlik so fantasties om hier te kan leef, en te mag leef, halleluja, halleluja. Nou baie belangrik, onthou julle Genesis 1:26, toe sê God, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Onthou julle. En laat hulle heers. Een vertaling sê dit. Een vertaling sê nie, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Een vertaling sê, laat ons mense word na ons beeld en ons gelykenis. Die sigbaar word van God in vlees. Halleluja, is dit nie fantasties hier? Maar kyk nou wat sê Genesis 2 vers 7. Ek moet dit gou vir jou wys. Kyk gou wat sê Genesis 2 vers 7. Ek moet dit vir jou wys. Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van lewe geblaas, sodat hierdie mens 'n lewende siel geword. Kyk op die bord. Hierdie mens het 'n lewende siel geword. Dit beteken hierdie mens as lewende siel het geopereer uit sy 5-sintuig denke. Hierdie mens as lewende siel, luister mooi, was net die gelykenis van God. Was net die gelykenis van God. Kom ek bevestig dit gou vir jou. Kyk gou wat sê Genesis 5. Kyk gou wat sê Genesis 5 vers 1. Genesis 5 vers 1. En dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Met ander woorde, Adam was net die gelykenis van God. Maar Genesis 1:26 sê, laat ons mense word, of laat ons mense maak na ons gelykenis en ons beeld. Adam was net 'n mens na die gelykenis van God. Adam was net 'n lewende siel. Die beeld van God is 'n lewend makende gees. En ek moet die verskil gou vir jou wys. Adam was net na die gelykenis van God. Wat beteken gelykenis? Sinnebeeldig, om te dink, bewus van te wees, die 5-sintuig denke. Hierdie mens, belangrik, hoor gou hierso, hierdie mens het nie geheers nie. Kyk op die bord. Adam, die 5-sintuig mens, hy het nie geheers nie. Onthou julle Genesis 1:26? Met ander woorde, hierso is die Genesis 1:26 mens. Die gelykenis en die beeld. As jy hier is jy net die gelykenis en jy heers nie, as gevolg van die toestand van jou siel via jou 5-sintuig denke. Adam het nie geheers nie. So met ander woorde, as jy leef, gaan omstandighede, gaan situasies jou bully. En dan gaan jy vra, waar's God? Die goed wat Rudy preek werk nie. Dit werk nie vir jou nie, want jy's in oppositie met die ware jy as die Christus mens, en nou kry Rudy die paksla. Kyk gou wat sê Genesis 2 vers 15. Dis wonderlik. Genesis 2 vers 15. Toe die Here God die mens geneem, watter mens? Die 5-sintuig mens, en hom in die tuin van Eden gestel, om het te bewerk en te bewaak. Ek soek jou aandag, kyk op die bord. Hierdie mens het nie geheers nie. Hierdie mens
moes die tuin bewerk en bewaak. Geen wonder, dit gaan soos dit gaan nie. Hierdie mens, die Genesis 2:7 mens het nie geheers nie. Die Genesis 2:7 mens was net die gelykenis, hy moes die tuin bewerk en bewaak. Die Genesis 1:26 mens, die eersgeborene uit die dode, want daarna die heerlikheid. Die einddoel van jou geloof is die saligheid van jou siel, wat sal openbaar, nie meer net, jy is die gelykenis nie, maar jy is ook nou die beeld van God. Wat is die beeld van God? Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4, nou wys ek gou vir jou. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4, is dit nie fantastiese goeie nuus nie? Dis hoekom, kyk gou op die bord, dis hoekom Petrus sê, dit was nie vir hulle nie, want hulle moes wag vir dit. Daar was 'n lyde, en toe die opstanding en toe die heerlikheid. So die heerlikheid en die beeld manifestasie as die ware jy soos wat jy altyd was uit ewigheid is eintlik die manifestasie van dit. Wat is dit? Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 4. Kom ek wys jou. 2 Korintiërs 4. Vers 3. 2 Korintiërs 4 vers 3 sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Wat beteken verlore? Perish. Wat beteken perish? Vergaan. Wat beteken vergaan? Dood. As gevolg van die toestand van siel. Wat is dood? 'n 5-sintuig vleesdenke. Want dit manifesteer alles in 'n mense, dit is fantasties. Maar is ook groot, en is ook wonderlik. Onthou vandag se boodskap, die sleutel tot hierdie heerlikheid. Ek bring hom vandag vir jou. 2 Korintiërs 4, maar as ons evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges, in wie die God van die wêreld die sinne verblind. Wat is die God van die wêreld? Dit was die wet van Moses. Ek kan net so wil sê, wat is die God van hierdie wêreld? Wat is die God van hierdie wêreld? Vandag, 5-sintuig denke. Die vleesmens, wat uit sy vlees uit leef. Sy 5-sintuie definieer hom. Dit wat hy het en nie het, die definieer hom. Omstandighede, situasies definieer hom. Terwyl daar 'n mens is, wat in Koerman beweeg, uit ewigheid, voor die grondlegging van die wêreld, 'n Christus wese, die manifestasie, God in vlees, die verheerliking van die vleesliggaam, die heerlikheid alreeds hier is. Mag het met jou goed gaan in alles. Mag jy gesond wees, soos dit met jou siel goed gaan. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 verder nou. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind, sodat die verligting, met ander woorde, dit wat jy hier sien is 'n verligting, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Met ander woorde, God sê in Genesis 1:26, laat ons mense maak. God sê, laat ons mense word na ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers. Wat is die beeld? Die heerlikheid. Met ander woorde, as jy die beeld en die gelykenis is, as jy die beeld manifestasie is, manifesteer jy die heerlikheid. Kom ons vind uit waar, kom ons lees verder. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dis hy wat in ons harte geskyn het. Waar is die ewigheid? In jou hart, wat ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid in hakies die beeld van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat, ons het hierdie beeld, ons het hierdie heerlikheid, ons het hierdie volheid in erdekryke, so die voortreffelikheid van die krag van uit God mag wees en uit onsself hê. Wat beteken dit?
Dit alles is soos in 'n aardekryk. Wat is die aardekryk? 'n Vleesliggaam, hier staan hy. Dis in jou. Dis nie ver nie, dis in jou. Kyk wat sê vers 10, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat, sê saam met my, sodat, ook die lewe van Christus, die beeld van God, die verheerliking in ons liggaam openbaar kan word. Sê saam met my, o gats of o koek of sê net iets. Waar moet dit geopenbaar word? Waar word die beeld van God, die heerlikheid geopenbaar? Kyk wat sê vers 11, want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Kyk op die bord. Toe Paulus dit skryf, toe skryf hy dit so 55 na Christus. Toe skryf hy dit hier, want hy het geweet, een of ander tyd moet die heerlikheid geopenbaar word in 'n liggaam, 'n sterflike vleesliggaam, wat nie meer moet doodgaan as verheerlik nie, want ons is die vervulling in 'n vleesliggaam as dit is volbring. As dit vir my en vir jou nie so is nie, het ons nog nie uitgekom by dit is. Die woord het vlees geword. Hier sit hy. Soos die woord vir hom vlees geword het, is ek en jy die openbaarmaking as die woord wat vlees word. Hy die hoof, ons die liggaam, as eerste uit die dode. Hier sit hulle. Die vervulling van dit is volbring. Die heerlikheid, as die beeld. Met ander woorde, Adam het nie die heerlikheid gehad nie. Ek kan gou dit vir jou, kyk gou wat sê Romeine 3. Kom op, bevestig dit gou. Kyk gou wat sê Romeine 3. Kyk gou wat sê Romeine 3. Romeine 3 vers 23 sê, want hulle almal het gesondig. Hy gewoord sondig, hulle almal het ontbreek aan hierdie identiteit, verwronge identiteit, en dit het almal ontbreek aan die, met ander woorde, hulle het nie die beeld van God geopenbaar nie. Hulle was nie die gelykenis. Met ander woorde, nog en ek radikaal wees. As jy glo, jy moet doodgaan en in die hemel toe gaan, openbaar jy nie die gelykenis. Die beeld van God is die heerlikheid geopenbaar in die vleesliggaam. Hier staan hy. As die gelykenis en die beeld. Die gelykenis, die Christusdenke, die beeld, die manifestasie as die verheerliking. Petrus sê, dit was nie vir hulle nie. Ongelukkig as ek vandag na ons as die kerk luister, is dit ook nie vir ons nie, want ons is op pad. Die einddoel van ons geloof is om hel te mis en hemel te haal. Die einddoel van Rudy se geloof is die beeldmanifestasie as die verheerliking God in vlees. Hier is hy. Halleluja! Daarom mag dit met jou goed gaan in alles. Mag jy gesond wees, soos dit met jou so hou op vingerwys, begin by jouself. Dis my motto. Halleluja, is dit nie mooi nie? Daarom kyk gou wat sê Romeine 8:29. Is dit nie mooi nie, mense? Die gelykenis en die beeld, dankie Jesus. Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, sê van wanneer af ken hy jou? Voor jy gevorm was in die moederskoot, van ewigheid af. Dit was nie jou werke nie, dit was jou vermoë nie. Dis sy liefde vir jou, 'n geskenk aan jou alreeds in Christus. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer. Hy het jou alreeds voor die tyd reeds besluit om gelykvormig te wees. Luister nou mooi, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Kyk op die bord. Jy's geordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders as verheerlik. Met ander woorde, onthou jy toe hy dood het opstaan. Lukas 24:2 en hulle verskyn in hierdie verheerlikte liggaam en hulle skrik hulle melk weg. En hy sê vir hulle, hy sien ek verbaas, wat gaan met julle aan? Want in Matteus 17 op die berg verheerliking het hy al reeds vir hulle gewys hoe lyk ons. En hy sê vir hulle, kom vat my, ek is nie 'n gees nie. Ek is vlees en been. En ek en jy is vlees van daai vlees en been van daai been. So met ander woorde, as eersgebore uit die dode, jy die liggaam, is jy die beeld as die verheerliking. Hier op die aarde, die gelykenis en die beeld. Is dit nie fantasties, die mense? Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Dan sê vers 30, en die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook van tevore geroep. En die wat hy geroep het, het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het hy verheerlik. Sê vir my, moet jy verheerlik word of is jy verheerlik? Sê vir my, hoekom sien ons dit nog nie? Hoekom beleef ons dit nie? Sê vir my, hoekom ervaar jy dit nie? Kan ek vir jou wys? Hoekom nie? Kan ek vir jou wys, wie is die vark in die verhaal? Kan ek vir jou wys?
Toe nie jou man nie, toe nie jou vrou nie. Moet jy of is jy? Moet jy of is jy? Moet jy of is jy? Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Kom ek wys vir jou hoe lyk jy. En moenie nou skrik wat jy nou gehoor het. Ek gaan vir jou wys. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Vers 53. Want hierdie verganklike moet met onverganklike bekleed word. Kyk op die bord. Die verganklike moet met onverganklike bekleed. 'n Ander woord vir bekleed is in vervulling gebring word. Met ander woorde, die verganklike moet in vervulling gebring word as onverganklik. Dit wat sterflik is, moet in vervulling gebring word as onsterflik. Anders is dit nie volbring nie. Moet dit of is dit? Kom ons lees gou verder, 1 Korintiërs 15. Kom ons lees gou verder. 1 Korintiërs 15:53, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, wanneer die verganklike met onverganklike bekleed is en sterflike met onsterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind en die oorwinning. Ek soek almal se aandag, kyk op die bord. Wie kan saamstem? Uit namens almal hulle dood klaar gemaak, so dis volbring. Wie stem saam? Maar ek en jy is nou die vervulling as dit is volbring. Ons is nou die vervulling van die oorwinning, van die dood. Wat beteken dit? Ons is die beeld, ons is die manifestasie in 'n vleesliggaam wat nie kan doodgaan nie. As dit nie so is nie, is ons nie die vervulling nie. Was ons nie besig met dit as volbring nie. Was ons maar net 'n lewende siel, 'n 5-sintig mens, wat die tuin moes bewerk en bewaak. Kan julle dit sien, mense? Met ander woorde, toe hy uitroep, dit is volbring, en hy namens elkeen die dood smaak, en ons saam hom opgewek word as die vleesliggaam, die verheerliking, is ons die vervulling van dit is volbring. Nou moet vleesliggaam nie meer doodgaan nie, as die oorwinning in vervulling gebring. En dit is die beeld, die heerlikheid in 'n liggaam. Ha! Moet jy of is jy? Kom ek wys gou vir iets, kyk wat sê Galasiërs 3. Kyk wat sê Galasiërs 3. Sê vir my, wat is jou siel? Jou emosies, jou gevoel, jou wil, jou denke, sê jou bewustheid, jou denke. Jou verstaan, jou weet, jou bewus. Ek gee vanoggend vir jou 'n sleutel tot hierdie heerlikheid. Ek gee vir jou 'n sleutel tot hierdie beeld. Ons gaan nou by dit kom. Maar kyk gou wat sê Galasiërs 3:27. Galasiërs 3:27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. As jy in Christus gedoop is, is jy met Christus bekleed. Nou as jy met hierdie opgewekte, verheerlikte Christus klaar bekleed is, moet jy onsterflik, moet jy onverganklik, of as jy reeds klaar bekleed? Here, jy moet help. Wat beteken dit om gedoop te wees in Christus? Wie's almal gedoop in Christus? Wie's almal gedoop in Christus? Wat beteken dit, Rudy? Want as jy gedoop is in Christus, is jy klaar met dit bekleed, as die vervulling, as die beeld, as die verheerliking. Kyk gou wat sê Romeine 6. Wat beteken dit om gedoop te wees in Christus en bekleed te wees? Wat beteken dit? Kyk wat sê Romeine 6. Kyk gou wat sê Romeine 6. Ontvang julle iets? Kan julle sien? Kyk gou wat sê Romeine 6. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Kyk op die bord. Ons is van mening, toe een sterf, het almal gesterf. So jy's klaar gedoop in sy dood. So dat jy saam met hom gesterf het, jy saam met hom lewend gemaak, jy saam met hom opgewek, jy saam met hom klaar bekleed as verheerlik, onverganklik, onsterflik. Maar jy sukkel, jy sien dit nie, want mag dit met jou goed gaan in alles, soos dit met jou Christus bewustheid gaan, of met jou 5-sintig bewustheid gaan, sê siel. Sê siel, jy's 'n vark. Wow, Here, dis lekker om te lewe. Kyk wat sê vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus, sê vir my, sê,
as ek net soos hy opgewek is, dan lyk ek mos net soos hy. Hoe kan ek anders lyk as ek saam met hom net soos hy? Hoekom sien ek nie net soos hy nie? Want my denke bewustheid is nog steeds uit 'n vyfsintuig denke en nie die Christus denke, die ware ek nie. Ek leef nog steeds in die vlees. En nie identiteit wie ek is as soos voor die grondlegging van die wêreld nie. Die ware nie. En ek kom dit agter in ons bediening. Hoe langer jy in die bediening is, hoe meer en meer gaan geopenbaar word. Waar is jy? Dis ook my ou vir my gesê het, jy dra 'n gevaarlike salwing. Nee, ek dra nie 'n gevaarlike salwing nie. Ek ken die waarheid en die waarheid my kom vrymaak. Halleluja. Halleluja. Vers 4 gaan ek oorlees, want die Armee sê ietsie anders. Ek gaan dit gou inbring. Vers 4 sê, ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die Armee sê nie deur die heerlikheid nie. Die Armee sê, ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, in die heerlikheid van die Vader, ons so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Ek heb die bord. Met ander woorde, jy's opgewek in dit. Dis klaar jy. Jy moet net daai oortuiging, daai bewus, daai manifestasie openbaar, die sigbaar, hier is hy. So met ander woorde, situasies, omstandighede gaan bepaal of jy leef hier uit, of ek en jy besit oor die geestesvermoë deur die gewoonte geoefen, ons leef hier uit. Net jy sal weet. Net jy sal weet. Daarom, hoe lyk hierdie mens? Rudy, hoe dink hierdie mens? Kom ek vertel vir jou hoe dink ek. Kyk wat sê Romeine 6, vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ek dat ek saam met hom sal lewe. Sê vir my, hoe lyk Christus se lewe? Verheerlik, uit die dood, kan nie meer doodgaan nie. Wat is hierdie mense oortuiging? Wat is Rudy se oortuiging? As ek saam met hom gesterf het, glo ek lewe dieselfde lewe as hy. Sê hy in Christus denke. Sê hy, jy beleef dit hier. Sy liggaam sê, hiho. Omdat ons weet, vers 9, omdat ons weet, sê ek weet, omdat ek weet, dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Wat moet jy weet? As ek saam met hom opgewek is uit die dode, heers die dood oor my, ook nie meer nie. Sê vir my, hierdie ou, hulle kan nie waag nie. Sê hulle nie die tuin bewerk. Sê maar die beeld. Sê hulle heers. Woe! Sê hierdie ou, omstandighede, situasies, laat hulle skolvel. Laat hulle spit. Sê hierdie ou, sê hierdie ou, omdat hulle weet dat Christus nadat hy opgewek is, die dode nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, hy vir sonde, vir 'n verwronge identiteit, eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. Met ander woorde, as jy in omstandighede is, as jy in situasies is, moenie 'n wurm wees nie. Moenie sit en twyfel oor wie jy is nie. Weet wie jy is. Ten spyte en ten koste van wat? Sodat, omdat, 'n ligte verdrukking, of slaan jy tent op? Julle verstaan wat ek sê? Kyk wat sê vers 13, sê B-deel, vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Stel julle self tot beskikking van God. Luister mooi, as mense wat uit die dode lewend geword het, kan ek jou vra, het jy lewend geword uit die dode? Kan ek jou vra, is jy hierdie beeld, is jy hierdie manifestasie, as die beeld in gelykenis, mag ek dit vra, heers jy te midde? Wat beteken hy woordjie heers? Dit beteken om die vrug en die karakter te openbaar van wie en wat God is, want God is gees. Ek het net vrede. Hier moet ons uit die gebou uit, ons tyd is verby, so 2026, ons weet nie wat lê vir ons voor nie, ons het nie eens 'n plek nie.
Kan ek jou sê wat ek daarvan dink? Wat 'n plek om te wees. Wat 'n plek om te wees. Daarom kyk wat sê Kolossense 3. Ek is amper klaar. Kyk wat sê Kolossense 3 vers 10. Vers 10 sê, en julle met die nuwe mens beklee het, moet jy of het jy? Wat vernuwe word, hoe kom dit? Hoe word siel gered? Hoe word siel versadig? Wat is die einddoel van my geloof? Om vernuwe te word tot kennis na die beeld van my Skepper. Met ander woorde, kyk op die bord. Hoe meer ek Abba Vader ken, hoe meer gaan ek besef en myself sien, soos hy my sien as die reflekteer, wie en wat hy is, as die beeld, en ek begin sy lewe leef in en deur my. Die sleutels tot hierdie heerlikheid is om hom te ken, om te weet wie hy is. Want hoe meer ek kennis het van wie hy is, as die openbaarmaking waaruit ek gebore is, nie meer uit die wil van 'n man of uit vlees en bloed nie, maar ek is uit God gebore. Sy liefde, sy volmaaktheid, hoe hy oor my voel. Want onthou, wat is heerlikheid? Sy goeie opinie en sy insig van my. Hoe meer ek myself begin sien, dis die sleutels, hoe meer en meer begin die beeld as verheerliking geopenbaar word. Want hierdie mens, hoe sien hierdie mens om in situasies? Ag, weet julle wat? Ag, is dit die moeite werd? Ag, ek is nie goed genoeg nie. Ag, ek is dit. Ag, omstandighede definieer my. Ag, 5 sintuie is in beheer. Ag, dat ek maar gaan die tuin gaan skoffel. Want jy weet nie wie is jou vader nie. Jy weet nie waaruit jy gebore is en wie jy is nie. So die sleutels tot hierdie heerlikheid is die kennis van hom. Want hoe meer ek hom ken, hoe meer weet ek soos wat ek weet, hy gaan my nie drop nie, hy gaan nie die maatjie onder my voete uitdruk nie, soos hy een plaasboer gesê het, as die Here hierdie maand nie vir hom deurkom nie, sal dit die eerste keer wees. Maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor die manifestasie as die verheerliking van 'n vleesliggaam, as die beeld en gelykenis. Onthou, laat ons mense maak. Laat ons mense word na ons beeld, ons gelykenis. Dis sy lewe in my. Christus denke beteken hy leef in en deur my. 5-sintuig denke in vlees beteken ek leef en ek moet oorleef. Hier beteken dit ek rus en dis hy wat leef. Kan julle die verskil sien? Efesiërs 4 vers 18 sê, dis die onkunde en die verharde hart van hierdie mens wat hom weerhou van die lewe van God. Met ander woorde, mense, hierdie beeld as verheerliking in 'n vleesliggaam is nie meer jy wat leef nie. Jy het gesterf. Dis hy wat in en deur jou leef. Is maklik om te bepaal of jy gesterf het. En of jy saam hom opgewek is as hy. Wie gaan dit bepaal? Wie gaan dit bepaal?